waarmee baie mense in die wêreld worstel. En dis 'n vraag wat sê, waarom is daar soveel skynheilige mense in die kerk? In ons Christenkerk, né? Waarom is die kerk verantwoordelik vir so baie ongeregtigheid? Vir God wat partykeer verkeerd gaan, wat mens nooit kan dink, maar kan so iets dan ooit in 'n kerk gebeur nie? 'n vraag wat ek dink baie van ons vra, maar 'n vraag wat ek ook baie dink die wêreld vra as hy na ons as Christene kyk, né? En die vraag is eintlik, en ek dink dis baie keer die vraag wat gevra word, is ons kerke nie maar net vol mense op Sondag wat almal maar net lekker skynheilig is nie? Julle het seker ook al gehoor, mense sê so wanneer iemand gestruikel het. Ja, nee wat? Jy weet wat, daai mense is mense wat voor in die kerk staan. Dis mense wat met die Bybel elke dag onder die arm loop. Maar kyk hoe bedrieg hulle mense, kyk hoe kwaad word hulle, kyk wat doen hulle. Hulle loop heel dag met die Bybel onder die arm en quoteer die heel dag vir ander mense Bybelversies. Maar ook knyp hulle die kat in die donker. Is dit nie wat ons baie keer as Christene sê nie? Wat ons baie keer as Christene dink nie? Het jy al gehoor mense sê so? Ek het al baie gehoor mense sê so. En is baie keer 'n struikelblok vir baie mense wat die Here Jesus moet begin volg in hulle lewe, nê? En ons hoor hierdie goed nie vanoggend vir die eerste keer nie. Dis goed waarmee ons daagliks in ons handel en wandel saam met Jesus gekonfronteer word mee. En dis ook baie maal die woorde wat by ons as kerkmense se monde uitkom. Dis wat ons baie keer sê, nê? En ons is ook, mense is ook baie keer skepties oor baie keer oor baie goed wat in die kerk gebeur. Hulle sê byvoorbeeld, bestaan die kerkie maar net 'n klomp mense wat voorgee dat hulle lief is vir mekaar. Maar eintlik, die eeue het dit bewys dat dit nie eintlik waar is nie. Is die kerkie nie die jare verantwoordelik vir soveel wreedhede nie? As 'n mens in die kerkgeskiedenis kyk en jy sien die kruistogte wat gebeur het waar mense regtig wreed om die lewe gebring is, waar hekse verbrand is en al daai tipe goed, waar mense vertrap en verskeer is deur mense wat op kerkbanke sit. Wat beteken omgee en liefde dan nou eintlik as hierdie goed so gebeur? Skets Christendom nie vir ons meer 'n defektiewe prentjie as wat dit vir ons 'n effektiewe prentjie skep nie? Jy word gewonder. Ja. En dis dinge mense waaroor ons baie keer worstel. Weet julle in die dae toe ek nog met my M-teologie besig was by Koffsies in Bloemfontein by die Nagraadse fakulteit, toe kom daar tydens een van ons cohorts so 'n Amerikaanse vrou met ons praat. En sy kom praat toe met ons spesifiek oor die wêreldwye tendense wat daardie tyd bestaan het onder die jeug. Want dis seker so 7 jaar terug waarvan ek nou praat. En in die hele proses wat sy met ons praat, wys sy vir ons 'n klip wat met 'n selfoon afgeneem is van 'n seun wat net die oggend na hy sy geloofbelydenis by die kerk gedoen het, by die huis gekom het. Nou onthou, by Koffsies se nagraadse fakulteit is ons deel van 'n meer tradisionele kerk, né? Meer tradisionele kerk. En en hulle speel vir ons hierdie klip van hierdie kind. En die klip wys vir ons eintlik hoe hy die kind by die huis kom na hy hierdie hele beloofgelydenis seremonie deurgegaan het en hy vir sy ma sê, maar hy's 'n ateïs, hy glo nie in God nie, hy wil niks met God te doen hê nie. Verder wys die klip ook hoe die ma die kind vloek en vir hom sê, jy is 'n ateïs. Verder skree sy vir hom en sy sê vir hom, jy sal ook glad nie weer vir Kersfees enige geskenke van ons afkry nie, want Kersfees gaan oor God en oor Christus, en as jy nie in hom glo nie, gaan ons niks vir jou gee nie. Dis nou die ouers wat Christene is, hè? So, na die klip wil ek vir julle sê, kon jy 'n speld oorval het in hy cohort wat vol van predikante was waar ons daar gesit het. Dit was stoepstil.
Want is dit nie maar die goed wat gebeur in ons huise, waar ons ouers voorgee, ons dien die Here, en ons stel hierdie voorbeelde vir ons kinders, maar ons kinders sien elke dag wat gebeur, en dan wil ons hierdie goed op hulle afdruk, om te sê hulle moet die Here Jesus volg, maar in ons lewens kan hulle nie sien, dat ons regtig die Here Jesus volg nie. Dis wat gebeur, En daarom sal so baie jong mense die mening huldig, met daardie spulskyn heilig is, wil ek niks meer te doen hê nie. Vandag mense werk die jong mense nie meer soos in die dae, toe ons groot geword het, en ons ma's en ons pa's vir ons gesê het, julle is Christene, julle sal deel wees van die Christen geloof, en julle sal die Here Jesus volg nie. Werk nie meer vandag so nie. Hulle maak vandag hulle eie keuses, hulle besluit hulle eie dinge, en as enige iets vir hulle lyk, asof dit nie reg en waar en deursigtig is nie, gaan hulle dit nie doen nie. Hulle gaan dit nie doen nie, hulle gaan nie deel wees daarvan nie. Skynheiligheid, mense, is 'n baie ernstige probleem, waar dit my en jou geloof raak. Navorsing vir 'n boek met die titel Unchristian, deur Stephen Nordby het getoon dat 85% volwasse ongelowiges aangedui het, dat hulle glo dat Christene skynheilig is. Hulle sê 85% van mense sê een ding, maar as jy na hulle lewens kyk, gebeur daai goed nie in hulle lewens nie. Het gebeur nie in hulle lewens nie. Hulle oggend en hulle aandpraatjies stem nie ooreen nie. En die hartseer saak is ook, dat 47% van jong volwassenes binne die kerk van die Here Jesus dieselfde mening het. Dis wat jong mense glo, dis wat jong mense, dis waar jong mense vashou, dis hoekom hulle niks meer te doen wil hê nie. Hoekom? Want dis ongelukkig wat hulle in die breë kerkomgewing beleef. Dis wat ons jong mense beleef. En dit is egter vanoggend belangrik om die volgende in te sien, en dit is baie belangrik dat julle dit moet sien vanmôre, die feit dat mense nie kan opleef na 'n sekere boodskap, of die evangelie boodskap, of die boodskap van verlossing van Jesus nie, maak nie mense dat die boodskap verkeerd is, of nie waarheid is nie. Het julle hom? Nee? So dis nie omdat ons as mense nie kan opleef daaroor, dat die boodskap nie die waarheid is nie. Nordby skryf in sy boek ook aangaande 'n kongres, wat deur die Amerikaanse Hartassosiasie aangebied is in Atlanta, en hy sê, dis deur duisende dokters bygewoon, wat spesifiek, die kongres het gegaan oor lae vette ete, en hoe dit jou hart gesond hou, en het verskil 'n bietjie van die Tim Noakes weergawe wat ons ken, wat sê jy moet net vet eet, nee. So by hierdie hele kongres is dan oor dit gepraat, en toe, tydens die breek, toe word dan nou geëet. En toe gaan hier dieselfde dokters wat daar gepraat het, dieselfde kardioloog, eet dieselfde kos as wat die res van die mense daar ook, wat tipe kitskos is, hoog in cholesterol is, en so meer. En toe die dokter sy naamplaatjie afgehaal, en die persoon vra vir hom, vir die kardioloog, maar is jy nie bang dat mense sal dink jy stel 'n slegte voorbeeld nie, met jou kitskoskeuse nie? Toe antwoord hy, wie ek? Nooit. Ek het lank al my naamplaatjie afgehaal, mense kan nie sien dat ek nou die kardioloog is nie. Kan julle hoor wat ek sê? Jy sê een ding, jy doen 'n ander ding. Nee. Nou wanneer ons Christene is, en wanneer ons vir Jesus volg, wil eintlik vir jou sê, wanneer jy 'n weergebore Christen van die Here Jesus is, kan jy nie jou naamplaatjie afhaal nie, mense. As jy 'n naamplaatjie om af te haal nie. Maar dis hoe dit is, heilige mense kom oral voor. Hulle is teenwoordig in alle vorms van die samelewing, in verskillende bewegings, maar ook in die kerk. En dit maak nie dat die waarheid waarvoor dit staan, dis wat dit vir ons staan, dat Jesus vir ons gekom het, dat hy die goeie nuus is, dat hy vir ons verlossing bring, dat hy vir ons bevryding bring, dit maak nie dat dit nie waar is nie. Elke geloofssysteem, of ideologie, of beweging, trek mense aan, wat nie kan opleef na die waarhede, of die verwagtinge waarvoor dit staan nie. Het gebeur oral, het gebeur nie net in die kerkie, nee. As jy na so 'n beweging soek, of jy soek na so 'n geloofssysteem, waarin almal gaan opleef
na dit waaraan daar geglo word, gaan jy baie lank glo want dit bestaan nie. Gaan kyk maar net 'n bietjie aan 'n gimnasium. Hoeveel mense behoort aan 'n gimnasium? Hoeveel mense het lidmaatskapkaarte? Gaan almal gereeld? Nee, hulle gaan nie almal gereeld nie. Hulle doen dit nie gereeld nie, hulle die kaarte. Maar hulle is nie, hulle die aspirasie om fiks te word, om gesond te leef, maar hulle doen dit nie. Maar wanneer 'n geloof soos Christendom 'n klomp skynheilige mense voortbring mense, laat dit baie belangrike vrae in ons gemoed opkom. Vrae wat ons laat worstel en baie meer skepties maak oor ons geloof. En dis die dinge waaroor ek vanoggend met julle wil praat. Baie mense is nie eers daarvan bewus dat ons moderne persepsies van skynheiligheid maar deel vorm van persepsies wat alreeds jare gelede in die Here Jesus se tyd alreeds daar was. En daai tyd is daardie mense, die Fariseërs en die skrifgeleerdes genoem. Nou ek wil vanmôre vir julle dat ons na 'n lied luister. In 'n ligte noot. Ek wil hê julle moet julle moet aan die lied in 'n ligte noot luister, nee, die lied se naam is Die Fariseërs en die Skrifgeleerdes. En dis 'n lied wat deur Leon Goosen gesing is. Ken julle vir Leon Goosen? Nee, hy's 'n ou gospelsanger wat ek was nog eers getroud daai tyd nie, toe ek eendag in Pretoria, toe hoor ek Leon Ferreira sing, en ek tog as 'n Leon Ferreira, en ek en van my pelle dae op, ons gaan vir Leon Ferreira luister, en toe ek daar kom, dis dit Leon Goosen, en toe word ek nou aan sy musiek blootgestel, en dit was een van sy songs, en dit het my nog altyd so aangetrek, want hy sing baie dinge wat baie betrokke is op die lewe van vandag. Hy sing oor pornografie, hy sing oor abortus, hy sing oor al die tipe temas wat vir ons belangrik is, maar so sing hy ook oor die Fariseërs en die skrifgeleerdes. So kom ons luister in 'n ligte noot daarna, en daarna gaan ek met ons verder daaroor praat. Ek het nou nie my dinges aan nie. Goed, kan maar speel.
Ek wil net gou vir julle hier sê, voor ons in die woord ingaan, in die ensiklopedie van etiek, kry ons 'n baie belangrike werk aangaande skynheiligheid wat geskryf is deur Eva Kitay, en sy meld dat die woord hypocriet afkomstig is van die Griekse woord hypokrites, wat in die verlede met die theater geassosieer is. En ons weet dat akteurs en aktrises in theaters rolle vertolk van mense wie hulle nie self is nie. In ander woorde, hulle sit maskers op. Hulle gee hulle uit vir mense wat hulle nie werklik is nie. En so is daar ook in die Bybelse tye na mense verwys as hypokrites, Grieks vir skynheiliges. En dit verwys as hulle gedink het dat mense, hulle het verwys na daardie woorde as hulle gedink het, mense gee hulle self voor en uit vir wie hulle nie is nie. So dis baie belangrik. So, by die huis kan jy byvoorbeeld iemand wees wat raas en skel en vloek, en Saterdag stap jy 2 rye spore soos wat jy doppies maak in jou kamer, maar Sondag in die kerk is jy baie heilig, en is jy een wat die hoogste Johanna in die lig opsteek, en so meer so. Dit is daai ding van, ek is nie my ware self nie. Ek is iemand anders as ek tussen ander mense kom. En nog 'n interessantheid wat Eva noem, is dat in die 1ste eeu een van die grootste theaters van daardie tyd geleë was in 'n dorpie met die naam Sephoras in Galilea. En daai theater kon ongeveer 3 tot 4.000 mense huisves. En weet julle, daai theater was baie naby aan Galilea. Jy kon in Nazareth. En ons weet, Jesus was in Nazareth woonagtig, en hy was verseker van sy kinderjare af, was hy baie bewus en vertroud met daardie theater, waarin mense rolle vertolk het, wie hy nie self was nie. So Jesus het in sy dag en sy tyd skrifgeleerdes en fariseërs gekritiseer oor hulle skynheiligheid. En wanneer Jesus die woord skynheiligheid gebruik het, was mense deeglik bewus van die betekenis daarvan. En hulle het geweet wat Jesus bedoel, en hy het geweet wat is die gedrag wat op 'n verhoog gespeel word, waar mense nie hulle ware self openbaar nie. Dat hulle eintlik maskers dra, en die woord skynheilig, mense, word 17 keer in die Nuwe Testament gebruik, nie deur wie nie, deur Jesus homself. So daarom is dit ook nodig dat ons in die kerk daaroor praat. Dit was vir Jesus nodig om daaroor te praat. Jesus het dit 17 keer, het hy dit aangehaal, het 17 keer daaroor gepraat. En Jesus se suiwer persepsies aangaande skynheiligheid dra grootliks by oor hoe ons denke daaromtrent gevorm word. Nou Dallas Willard, is 'n baie goeie mentor van myself. Ek het die Dallas Willard skool bygewoon in Amerika in discipleship. Hy sê, it is clear from the literary records that it was Jesus alone who brought this term hypocrisy and the corresponding character into the moral record of the Western world. It is ironic that precisely when we criticize the church for producing hypocrites, we pay tribute to this man Jesus, whose teaching gave us the picture of hypocrisy that shapes our moral understanding 2000 years later. Nee? Dallas Willard sê, Jesus is die een wat ons morele verstaan geshape het. Hy het vir ons gewys, wat beteken dit om skynheilig te wees. Ons weet, Jesus plaas 'n baie unieke beklemtoning op die innerlike mens. Dit wat waarlik in jou gedagtes en in jou hart aangaan. Daar mense waar niemand dit kan sien nie. Wat nie sigbaar vir die wêreld is nie. Wat in elkeen van ons harte aangaan, is tog alleenlik ten volle vir God beskikbaar om te sien. En dit is wat die meeste saak maak. Daarteenoor kry ons die uiterlike mens. Dit wat mense deur hulle gedrag leef, en dit wat mense elke dag van my en van jou sien. So ons innerlike mens het ons, maar ons het ook ons uiterlike mens. En Jesus was absoluut 'n uitstaande leermeester toe hy op aarde was. En met sy wyshede aangaande skynheiligheid, het hy so diep en so waar die spyker op die kop geslaan, dat geen skrywer of prediker of vyand van die Christen geloof ooit op daardie sieninge kon verbeter nie.
So goed het Jesus dit vasgevang en hy het dit in die woord van die Here vasgevang. Hy sê in Matteus 23, ons gaan nou dan na die woord kyk, sê hy, gee Jesus die analise van fariseërs en skrifgeleerdes en hoe hy skynheiligheid sien opteken. Nou as jy jou woord hier het vanmôre, as jy jou Bybel het, kan jy vir my blaai in Matteus 23. Ek gaan nie die volle teks nou vir julle lees nie, want ons gaan lees Matteus 23 tot by vers 33, maar ek gaan soos ek met die tekste praat, kan jy dit volg in jou Bybel, okay? Anders dan gaan dit te veel tyd maak, te veel tyd vat. So in Matteus 23 vers 13 tot 33, so as ons daar na vers 13 kyk, dan lees ons, dan sê Jesus daar, hy sê, elende wag vir julle, ander woorde, moeilikheid, en oordeel is op pad, sê die Here Jesus. Hy sê, skrifgeleerdes en fariseërs, huigelaars. Hy haal hy woorde aan. Nou kom ons staan net vir 'n oomblik hier stil. En in ons vandagse lewe mag ons dink dat hierdie woord fariseer nie op ons van toepassing is nie. Want dit is 'n woord wat Jesus gebruik het in daardie tyd in die Bybel. Want dit was vir mense wat hulle eie soorte probleme gehad het. En is ons dan anders? Ons het ook ons eie soortige probleme. Die realiteit is dat die fariseërs was die mees gerespekteerde en bewonderingswaardigste geestelike leiersmense van hulle tyd. Dit was die mense wat hoog aangeskrewe was. Dit was die mense na wie mense opgekyk het. Jesus het ook met 'n tweede groep gepraat, wat hy noem die skrifgeleerdes. Hy praat ook hier met mense soos ons, soos ek en jy, wat soms net 'n haarbreedte weg is van hierdie kondisie, omdat ons erns maak met ons geloof in God. Jesus het geweet dat skynheiligheid elke gelowige en elke geloofsgemeenskap sou infiltreer. Ook hierdie een, insluitend sy eie. Hy het dit geweet. Kyk maar na 'n Judas. Kyk maar na 'n Judas wat een van die 12 was. Wat voorgegee het hy so lief vir Jesus. En wat doen hy toe hy vra vir Jesus vir geld? Nee, baie skynheilig. So wanneer ons vanoggend Matteus 23 lees, moenie dink ek en jy is uitgesluit nie. Moenie dink is vir iemand anders geskryf nie. Kom ons hoor Jesus vanoggend aan, mense, in 'n gees van nederigheid, in 'n gees van belydenis. Kom ons kyk wat wil die Here vanoggend vir elkeen van my en van jou sê. En kom ons meet onsself en ons kyk, maar waar kan dit dalk moontlik van toepassing wees in my lewe? Waar kan dit van toepassing wees in my lewe? As ons na vers 13 en 14 kyk, ons lees ons daar, elende wag vir julle skrifgeleerdes en fariseërs, huigelaars. Here Jesus begin julle sal sien, hy begin elke vers met daai woorde. Julle sluit die deur van die koninkryk in die mense se gesig toe. Julle gaan self nie in nie, en julle verhinder die wat wel wil ingaan. Koninkryk is waar die aksie van God plaasvind, dis waar die dinge gebeur. Dis waar God besig is om te werk. Here Jesus sê, ons sluit goed toe vir hulle, en ons verhinder ander mense om in te gaan. Vers 15 tot 16 sê, elende, wag vir julle skrifgeleerdes en fariseërs, huigelaars. Julle trek oor see en land, oor om een bekeerling te maak, en as hy dit word, maak julle om 2 maal so ryk vir die hel, as wat julle is. Hy sê in 'n ander vertaling, 2 maal erger as julle self, sê hy daarso. Elende wag vir julle wat ander lei en self blind is, as julle verder na die stuk gaan kyk. Dan sê vers 23 en 24 sê, elende wag vir julle skrifgeleerdes en fariseërs, huigelaars. Julle gee tiendes van julle kruisement, anys en koljander, maar wat volgens die wet van God die swaarste weeg, laat julle na. Ons bring ons tiendes, ons gee ons geld, ons gee al ons goed, ons tyd vir die Here, maar wat ons eintlik moet doen, geregtigheid, barmhartigheid, betroubaarheid, dit doen ons nie. Nee? Juist hierdie dinge moet 'n mens doen, en die ander nie nalaat nie. So die Here Jesus sê nie, ons moenie ons tiendes gee nie. Hy sê nie, ons moenie goeie dinge doen nie. Maar hy sê, ons moet dit nie, moenie die ander goed, ons moet dit nie nalaat nie. Ons moet daai belangrike goed doen. Ons moenie blinde leiers wees nie. Hy sê, julle skep die muggie uit julle beker uit, maar julle sluk die kameel in.
En dan sê vers 25 tot 26, Elende wag vir julle skrifgeleerdes en fariseërs, heiligelaars. Julle maak die buitekant van die beker en die skottel skoon, maar binne-in is julle vol hebsig. En julle is vol onmatigheid. Blinde fariseer, maak eers die binnekant van die beker skoon, dan sal sy buitekant ook skoon wees. Nee? Belangrik, en dis die Here Jesus se eie woorde hierdie. Hierdie is nie apostelse woorde of hierdie een se woorde of daai een se woorde nie. Dan sê vers 27 tot 28. Elende wag vir julle skrifgeleerdes en fariseërs, heiligelaars. Julle is soos wit geverfde grafte, wat van buite mooi lyk, maar daar binne vol doodsbene van allerhande onsuiverhede is. So is hulle ook. Van buite lyk julle vir mense vroom, maar van binne is julle vol huigelary en minagting van die wet. En dan sê vers 29 tot 32, Elende wag vir julle skrifgeleerdes en fariseërs, heiligelaars. Julle hou die grafte van die profete in stand en versier die gedenktekens van die vromes en julle sê, as ons in die dae van ons voorvaders gelewe het, sou ons nie medepligtig gewees het aan die vergieting van die bloed van die profete nie. Op die manier erken julle self dat julle nakomelinge is van die moordenaars van die profete. Gaan maar aan, maak klaar wat julle voorvaders begin het. En dan sluit hy af in vers 33 en dan sê hy, julle slange, en noem ons slange, en hy sê die fariseërs en skrifgeleerdes is slange, ander geslag, hoe sal julle ontkom aan die straf in die hel? Hierdie goed is vir die Here baie belangrik, dit was vir Here Jesus baie belangrik, wat Jesus hier gesê het baie mense vasberadenheid en moed geverf in die tyd wat hy geleef het. Kan julle indink die spanning wat daar moes wees toe die Here Jesus hierdie woorde vir die mense gesê het? Toe hy hierdie goed gespreek het en hy het vir fariseërs en skrifgeleerdes gesê en vir hulle die ander geslag genoem. Geen wonder hulle het hom doodgemaak het. Volgens Jesus is skynheiligheid of huigelary mense nie net om te faal, om op te leef na dit wat geïnspireer word nie, want ons almal doen dit. Maar die kern van huigelary of skynheiligheid is meer as dit. Weet julle wat is dit? Dis misleiding. Dis wanneer ons mense mislei, dat mense dink, dis die pad, maar dit is eintlik 'n ander pad. Ons mislei mense. Dis om 'n selfsugtige ingesteldheid te hê, om ander te mislei, sonder dat hulle daarvan bewus is. Sonder dat hulle daarvan bewus is. Om iemand te laat dink, dat jy iemand is, mense, wat jy eintlik nie is nie. Dis nie reël nie. Dis nie reël in Christus nie. Jy lei verskillende lewens. Dit is wat Jesus bedoel het, as hy in vers 25 sê, dat die binnekant van die beker of skottel vuil is. Ja, dit is dalk 'n groot gemors, maar volgens Jesus is dit nie mense die enigste probleem nie. Die tweede probleem is, dat die buitekant gepoets en skoongemaak word, sodat almal kan dink dat die binnekant ook so gesuiwer is, terwyl dit nie die geval is nie. Dit is 'n dubbele standaard, nie. Hulle is ook nie net grafte nie, sê die Here Jesus. Nee, hulle is wit geverfde grafte. Nou hoekom sal mense dan nou die grafte wou wit verf? Dit word wit geverf, sodat mense moet dink, daar is lewe in, en nie dood nie. So ons mislei mense, nie, as ons soos wit geverfde grafte is. Jesus sê verder, dis nie net dat hulle nalaat om geregtigheid, barmhartigheid en betroubaarheid te leef nie, of dat hulle tiendes gee in die vorms van speserye, om hulle self te oortuig hoe geregtig, barmhartig en betroubaar hulle wel is nie. Hulle sien in huigelary, gaan dit nie net daaroor, dat ons nie opleef tot 'n sekere standaard nie. Dit gaan nie net daaroor nie, dit gaan ook daaroor, dat ek dan soveel van my geld en tyd gee. Ek is dan soveel met die dinge van die Here betrokke. Ek doen dan so baie vir die Here. Die mense kan dan sien hoe doen ek baie dinge vir die Here.
Maar deur dit alles mislei ek jou eintlik in die area, sodat jy beter van my dink, as wat werklik die situasie in my lewe is. Kry julle die grip op dit? Eintlik hou ek nie baie van jou nie, maar as jy maar Sondag hier by die kerk kom, maar groet ek jou vriendelik en ek gee jou 'n drukkie. Maar eintlik in my hart hou ek nie baie van jou nie. Valsheid, nee. Ek sê eintlik vir jou, ek hoop het gaan so goed met jou, maar eintlik wil ek nie hê jy moet suksesvol wees in die lewe nie. Ek wil nie eintlik hê die son moet oor jou skyn nie. Ek gee voor, ek wil jou graag help, maar eintlik wil ek hê jy moet misluk met wat jy besig is. Ek gee voor dat ek liefde en omgee vir jou het, maar eintlik is ek net bevooroordeeld, want ek is vol oordeel en ek is vol selfsugtigheid in my lewe, want alles gaan net oor my. Ek gee vir ander die indruk dat ek uitgekoop is vir God, terwyl ek eintlik elke dag in vrees leef. En soms kan ek heilig wees sonder mense dat ek besef, dat ek myself oortuig, want ek oortuig myself mos ek is 'n liefdevolle en 'n goeie mens. My eie gevolgtrekkings wat ek maak. En dit is hoekom Jesus sê, die wat skyn heilig is blind. Ons is blind. Ons is blind. En dis deel van die gevaar daarvan. Baie mense mag dit in my sien, meer mense as wat ek dit in myself sien. En dis hoekom dit so belangrik is dat mense vir die Here moet vra, Here, kom skyn U lig op my. As daar sulke goed in my lewe is, kom skyn U lig op my, sodat ek dit self kan sien, want ek sien dit nie self raak nie. Dis deel van die gevaar daarvan, dat ons blind is, en ons dit nie self kan raak sien nie. Dis hoekom die Bybel sê vir ons die volgende opdrag, en hy gee dit in Jakobus 5, en hy sê, bely, en ek wil hê julle moet dit sommer saam met my lees. Lees dit hard saam met my. Bely julle sondes eerlik teenoor mekaar, en bid vir mekaar, sodat julle gesond kan word. As ons nie hier by die kerk se deur kan instap en ons kan vir iemand sê, bid vir my, ek het 'n probleem, of ek worstel met dit, hoe dan nou? Die Here sê vir ons in Jakobus 5, dis wat ons moet doen. Dis kritieke woorde vir 'n geloofsgemeenskap. Bely julle sondes eerlik teenoor mekaar en bid vir mekaar sodat julle gesond sal word. Dis 'n opdrag. Maar nou is die vraag, kan hierdie kerk, of enige ander kerk wat na die opname luister, waar Jesus die Heer en die Meester is, 'n veilige plek wees, waar mense kan kom en kan sê, ek wil graag leer om vir Jesus lief te wees. Ek wil graag leer om 'n disipel van hom te wees. Maar ek het nog baie goed in my lewe waarmee ek moet deel. Ek het nog nie gearriveer nie. Daar's soveel dinge wat ek nog voor U moet sit. Kan die kerk so 'n plek wees? Wat dink julle? Wat dink julle? Kan dit? Ja. En as dit nie so 'n plek is nie, is dit 'n hengse probleem. Dan is dit 'n hengse probleem. Dit kan en moet so 'n plek wees. Hoekom? Want die evangelie word hier gedeel en in die proses mense word God se genade en God se vergifnis vir mense aangebied. Ons moet dit vat. Ons moet dit vat. En ons moet ons eie nodig, ons eie maak, want ons benodig dit. Gesien in die lig hiervan, moet die kerk van die Here Jesus een van die veiligste plekke wees, waartoe jy kan kom, as jou hartstikkend is, as jy 'n gebroke lewe het, as jy 'n afhanklikheid het, as jy nie weet waartoe om te gaan nie, is dit waartoe jy moet kan kom. En as jy nie hiernatoe kan kom nie, mense, dan het die kerk 'n probleem. 'n Groot probleem. 'n skynheiligheid probleem.
Want dan gee ons voor dat ons iets is wat ons nie is nie. Hoor jy in my hart? Dis ongelooflik belangrik. Dis veronderstel om die eerlikste plek in die wêreld te wees. Die kerk en sy leiers en sy mense wat daarin is. Maar meestal is dit nie. Hoekom nie? Want ons wil so graag aan die hoër standaard voldoen, dat ons voortdurend ander mense wil beïndruk en ons vir ander mense half mislei, dat ons reeds gearriveer het, terwyl dit geensins die geval is nie. Terwyl ons almal met seer en pyn en verwerping en verliese en 110 goed in ons lewens sit. Wat ons moet deurwerk. En waarvan ons elke dag die Here se genade en vergifnis en liefde en krag en deursettingsvermoë nodig het om vorentoe te gaan mee. Elke dag. Jesus noem self die groot dryfveer agter skynheiligheid in die woord. Hy sê, mense doen dinge om deur ander mense raak gesien te word en om erkenning te kry. In Matteus 6 vers 1 lees ons die volgende. Ons lees daar, ons sê, moenie julle godsdienstige pligte in die openbaar nakom om deur mense gesien te word nie. Het gaan nie oor mense wat jy moet sien nie. Het gaan nie oor hoeveel mense sit hier, of hoeveel mense kom nie. Hoor julle wat dit gaan nie daarom nie. As dit daar gaan, het ons die kerk op Oesterbaai gehou nie. Want ons sit met 'n handvol mense. Maar ons doen, omdat die Here vir ons gesê het ons moet doen. Of jy 5 is, of jy 10 is, of jy 20 is, of jy 1 is. Dit maak nie saak nie. Daai dag sal daai persoon die boodskap kry wat die Here wil hê hy of sy moet hoor. Gelukkig is dit deel van die goeie nuus van die evangelie van genade, dat ons nie vir die erkenning mense van enige persoon hoef te leef nie. Al wat saak maak, is wat God van my dink, en of ek doen wat reg is in God se oë. Ek hoef nie weg te kruip van mense, wat my wil probeer, of wat vir jou wil probeer kritiseer nie. My oorlede man het altyd 'n gepaste sêding gehad, as dit oor besluite gegaan het wat ons moes geneem het in die geloofsgemeenskap wat ek en hy saam bedien het. Hy het altyd gesê, al wat saak maak, is dat ons die regte besluit moes neem volgens God se beginsels. Hy het dit altyd gesê. Dis nie altyd maklik nie, maar dit het gevolglik, uiteindelik gesê, ons speel nie vir 'n gehoor nie. Ons is nie voor 'n paviljoen nie. Ons hoef niemand te beïndruk nie. Jy doen net wat God vir jou sê jy moet doen. En weet julle, wanneer raak dit nogal in kerkleiers 'n moeilike ding, wanneer daar moeilike goed in jou kerk gebeur en jy moet opstaan en jy weet jy moet 'n besluit neem en partykeer gaan die mense jou kruisig vir wat jy nou gaan doen. Dan gaan dit nie oor wat mense dink nie, maar wat oor God dink en wat die regte besluit is, want jy speel nie vir 'n paviljoen nie. Jy speel vir God. Jy doen wat God wil hê wat reg is. En daar's niks beter as om in God se vryheid te lewe nie. Dallas Willard sê die volgende kragtige woorde aangaande erkennings. Hy sê die volgende, hy sê, whatever our position in life, if our lives and works are to be of the kingdom of God, we must not have human approval as a primary or even major aim. Dis belangrik. As jy begin opstaan om in God se koninkryk te lewe, waar sy aksie gebeur en waar sy dinge gebeur, gaan jy nie altyd die kan ek sê, goed van mense hê nie. Mense gaan dink jy's van die pad af. Mense gaan dink jy's bietjie te eng. Jy dink so. Maar wanneer jy God se goed doen, gaan dit so wees. Dit gaan absoluut so wees. Hy sê verder, we must lovingly allow people to think whatever they will. Mense iets wil sê oor vrouens in ministry.
Laat hulle sê wat hulle wil. Laat hulle doen wat hulle wil. Hoor julle wat ek vir julle sê? Ek weet wat God vir my gesê het om te doen. En ek is nie hier om mense te beïndruk nie, ek is hier om te doen wat die Here wil sê ek moet doen. En so is daar baie ander goed wat 'n mens jou partykeer so aan kan steur, dat jy jou so steur in al hierdie goed, dat jy vir die Here niks doen nie. Want jy is so besig om te fokus oor wat mense van jou sê en wat mense sê jy moet doen. Jesus het ook die volgende woorde gebruik om skynheiligheid aan te spreek. Hy sê, blinde leiers, julle skep die muggie uit julle beker uit, maar julle sluk die kameel in. Nogal treffende woorde, die skep die muggie uit, maar sluk die kameel in. Wat wil die Here Jesus dan nou van my en vir jou met hierdie woorde sê? En hoekom sal Jesus hierdie woorde gebruik? Nou moet julle weet, in die Midde-Ooste is insekte volop, en die mense eet buite, en die insekte en die muggies en die goed is voortdurend in hulle kos, en is oral oor, en hulle drink goed, en party mense sluk het sommer so in terwyl hulle eet. Maar Jesus skep hierdie prentjie van skynheilige mense, wat voortdurend ander mense wil oortuig, dat hulle tog moreel sulke heilige lewens lei, en dat hulle gewete hulle nooit iets verkeerd kan laat doen nie. Dis wat Jesus hier sê. En dis omtrent soos om wyn deur 'n kaasdoek te gooi, om dit te suiwer van enige muggies wat daarin geval het. Mense mag dan die opmerking maak dat so 'n persoon so 'n buitengewone ontwikkelende smaak het, en dat hy dan so versigtig is oor wat by sy mond ingaan. Maar in die tussentyd is dit daardie heeltyd 'n kameel in sy glas wat hy drink, sonder dat hy agterkom. So hy maak asof hy hierdie verskriklike smaak het en alles het, maar in tussentyd is hy besig om 'n kameel in sy glas te drink. Ek wil graag vanoggend praat oor 'n paar kamele wat ook in die geskiedenis van die kerk voorkom. Mense mag die volgende vraag vra: hoe verduidelik die kerk dan die dinge wat in die kerkgeskiedenis gebeur het met die kruistogte? Of waar baie mense doodgemaak is en vermoor is, of waar die kerk hekse verbrand het, of waar verskillende seksuele sondes in die kerk inkom, en waar groot geestelike leiers val. En dit kan julle baie vandag sien. Julle kan baie keer vandag groot denominasies sien hoe geestelike leiers, in verkeerde goed betrokke raak. Met hulle sekretaresse of wherever, en op einde van die dag is hulle heeltemal uit die bediening uit, want hulle val as gevolg, hulle struikel as gevolg van buiteegtelike verhoudings. Nou, dit gebeur veral baie met geestelike leiers. Die kort antwoord is, daar is net een antwoord daarvoor. En jy hoef dit nie te verduidelik nie, want dit is sonde. En dit moet erken, en dit moet bely word, en dit moet aan die lig gebring word. Dis al wat dit is. So is iets om te verduidelik nie. Die Here is baie duidelik in sy woord daaroor. Iets wat in die lig gebring moet word. Is ook waar daar baie debatte bestaan het aangaande die kruistogte van hoe godsdienstig hulle waarlik was. En of dit nie daai tyd baie meer oor politiek of ekonomie gehandel het nie. En daar's egter ook regerings in die verlede wat nie in God geglo het nie en wat baie goed aangevang het. Daar word beweer dat in die tyd van Stalin en Hitler dat tussen 70 en 100 miljoen mense doodgemaak is in die middel van die 20ste eeu. Nou alle mense wat ek ken, of hulle nou Christen, ateïs of wie hulle ook al is, sal vir jou sê dis verkeerd. Dis 'n morele ding wat verkeerd is, Maar die filosoof Montesquieu is van mening, hy sê, if God does not exist, then everything is permitted. As God vir jou nie bestaan nie, dan is daar mos vir jou geen ware systeem nie. Dan is alles vir jou alright. Dan kan alles mos maar gaan. En dis egter ook waar het volgelinge van Jesus baie goeie goed mense deur die jare gedoen het. Hospitale gebou het, opvoeding gegee het, bydraes tot kuns en hervorming gemaak het, baie omgee getoon het en so kan ek aangaan. Maar 'n vraag wat ek dink die mees belangrikste vanoggend is die volgende. Wanneer persone wat hulle self as volgelinge van Jesus beskou, slegte dinge doen, is dit as gevolg van wat hy leer of ten spyte van dit uit nait of wrok wat hy leer? Hoekom doen Christene verkeerde goed? Nou tydens die bergpredikasie het Jesus ook baie oor skynheiligheid gedeel.
En hy het sy manier van dinge doen dikwels vergelyk met hoe die normale, redelike mens leef. En hoe die normale, redelike mens sou optree. Hy het onder andere gesê, julle het gehoor dat daar gesê is, jy moet jou naaste lief hê en jou vyande haat. Nou kom ons praat net gou vir 'n oomblik hieroor. Ons is almal geneig om mense in groepe te deel. Nee? Party is in die ons groep en die res is in die hulle groep. Of dit nou ons taal is, of dit nou ons kultuur is, of dit nou ons etniese groepe is, of ons dit nou in denominasies doen, ons doen dit almal. Dis die hulle en is die ons. Dis hoe ons dink, dis hoe ons optree, nee. As iemand in my groep is, sal ek byvoorbeeld uit my pad gaan om al haar goeie of sy goeie kwaliteite op te hemel en maklik nalat om swakpunte te erken. Maar wanneer iemand in hulle groep is, doen ons net die teenoorgestelde. Ons soek vir die slegte dinge en ons sien die goeie eienskappe oor. Nou ek is geneig om die wat in ons groep is as unieke mense te sien en die wat in hulle groep is, sien ons as mense wat daar eende van dieselfde dam is. En ons doen dit baie keer in die politiek, nee. Dink vanoggend aan die politiek. Dink aan 'n party vanoggend van wie jy nie hou nie. As jy dink hulle is korrup, is die hele spul korrup? Dis wat ons dink. Daar partye, want niks met hulle te doen nie, want ons dink hulle is almal so. Nee. Ons dink meestal so oor die hele persoon. Nou ek wil vir julle 'n prentjie skets vanmôre, maar dis iets wat ek self saamgestel het, so dis nie waar nie. Okay? Maar ek wil hê julle moet die skynheiligheid hierin sien en julle moet sien hoe die ons en die hulle na voorskyn kom. Okay. 'n Man loop in Port Elizabeth in die Walmer Mall. En daar sit 'n vrou en huil eenkant alleen. En sy is dood van die honger. En sy het al vir 2 dae niks gehad om te eet of te drink nie. En hy stap na haar toe om vir haar te gaan vertel dat God eintlik lief is vir haar. En dat sy nie so moet huil nie. En sy kry skoon trane in haar oë vir die man wat so mooi met haar kom praat. En wat dan nou so uitreik na haar toe. En wat sy dan nou so voel liefde lewe na haar toe. En hy vra vir haar, is jy 'n Christen? Of is jy 'n Jood? Of is jy 'n Boeddhist? Of is jy 'n Moslim? Watter geloof behoort jy? En sy antwoord saggies, ek is 'n Christen. Haai, sê hy, ek is ook een. Dit is wonderlik, sê hy. En hy vra vir haar, is jy 'n Katoliek? Of is jy 'n Protestant? Vra hy verder en sy sê, ek is 'n Protestant. Nou raak die man werklik opgewonde terwyl hy met haar praat. Hy sê, en as ek mag vra, by watter denominasie aanbid jy? En sy sê, ek is 'n Baptist. En hy sê, wow, maar die wêreld is klein. Is jy deel van die Baptist Union of is jy deel van die Afrikaanse Baptiste? En sy sê, ek is deel van die Baptist Union. En hy dink by homself, o, jy's deel van hulle, jy's nie deel van ons nie. En hy draai om en hy stap weg, sonder om vir haar kos te gee, sonder om vir haar iets te gee, niks. Nou, hierdie sê ek vir julle as 'n voorbeeld wat ek self saamgestel het, nee? Maar met die doel. Ons doen dit voortdurend. Ons doen dit voortdurend. Mense kan nie dieselfde geloof as ons wees, hulle kan nie dieselfde Jesus as ons glo, nee. Maar dis die ons en die hulle. Dis die ons en die hulle. En in die verlede mense is dit iets wat baie algemeen in die kerk plaasgevind het en ek glo dit vind vandag ook nog plaas. Jou velkleur lyk nie soos myne nie. Jy praat nie my taal nie. Jy is nie in dieselfde kerk as ek nie. Dan praat ek nie eers van die denominasie nie. Jy is nie my damse gaanse nie. Dis julle, hulle en dis ons. En baie mense probeer vandag verskonings hiervoor maak en redes hiervoor aanvoer. Maar as ons kyk na dit wat Jesus ons leer, vra ons weer die vraag, het Jesus se leerstellings ons gelei na hierdie ons en hulle kultuur toe? En die gedagtes wat ons koester? Of het hy ons weggelei daarvan?
Wat is die vraag vir my? Antwoord hom vir jouself. Het dit jou gelei soontoe, of het dit jou weggelei van daai kultuur af? Is presies wat Jesus ons leer. Hy leer ons om vry te wees van hierdie ons en hierdie hulle beginsels, soos nog nooit anders nie. Jesus sê, maar ek sê vir julle, julle moet julle vyande lief hê. Julle het gehoor dat daar gesê is, jou naaste moet jy lief hê en jou vyand moet jy haat. Maar ek sê vir julle, julle moet julle vyande lief hê en julle moet bid vir die wat julle vervolg, sodat julle kinders kan wees van julle Vader in die hemel. En dan gaan Jesus nog verder en hy leer en hy vertel ons van die karakter van God. En hy sê, en hy laat immers, hy sê, die Vader laat immers sy son opkom oor slegtes en goeies. En hy laat doen die wat aan die reg en hy doen aan die wat verkeerd doen. Hy doen dan albei dieselfde. As jy nie lief het wat vir julle lief het, wat 'n loon kan julle nog verwag? Maak die tollelaars nie ook maar net so nie. En as julle net julle broers groet, wat doen julle meer as ander? Die stukke kom uit die skrif uit, nê? Maak die heidene nie ook maar net so nie. Dan sê Jesus vir hulle, wees julle dan volmaak, soos julle hemelse Vader volmaak is. En hier is die belangrikste ding omtrent Jesus. Hy het nie net die dinge mense vir ander mense geleer nie. Hy het dit self geleer en hy het dit daagliks in sy lewe gemanifesteer. Die manier hoe hy geleef het, was die inspirasie vir mense en daarom was hulle bereid om vir hom te sterf. Daarom het sy disippels, sy 12 disippels, almal op 'n manier het vir hom gesterf. Hy was 'n inspirasie vir hulle. In Matteus 23 sê hy die volgende oor die skrifgeleerdes en fariseërs. Hy sê, hulle het wel die gesag om die wet van Moses te vertolk. Julle moet alles doen en onderhou wat hulle vir julle sê. Maar hulle voorbeeld moet julle nie navolg nie. Want hulle doen self nie wat hulle sê nie. Dis wat Jesus sê. Moenie doen wat hy mense sien nie, want hulle doen dit self nie. Dan wil hulle vir jou sê, jy moet dit doen. Ons weet, Jesus het wel gedoen wat hy geleer het aan ander mense. Maar daarvoor mense is Jesus doodgemaak. Hy is doodgemaak daarvoor. En Jesus se laaste dae op aarde, terwyl hy op pad was na Jerusalem, om sy kruisiging tegemoet te gaan hy by 'n klein Samaritaanse dorpie verby. En die inwoners wou hom nie verwelkom nie. En daar was daai tyd was daar nie 'n baie goeie verhouding tussen Israel en Samaria nie. En Jesus se disippels was baie verontwaardig daaroor. Hulle was baie verontwaardig dat die Samaritane nie met hom wou praat nie. En hulle vra toe vir Jesus of hulle nie moes vra dat die vuur uit die hemel moet kom om die Samaritane dood te slaan nie. En hulle het gedink as hulle so gaan optree, gaan hulle nou by Jesus punte kry, want hulle verdedig sy eer, nê? En hulle gaan goed lyk in Jesus se oë. Maar nee, op die einde vat Jesus die Samaritane se kant en help hy die disippels reg met hulle gesindheid. Dis wat Jesus gedoen het. En Jesus gaan na die Samaritaanse vrou toe en hy praat met haar in die Nuwe Testament. Terwyl niemand gedink het, Jesus moet met die Samaritaanse vrou praat nie. En wat doen daai Samaritaanse vrou? Toe sy daar weggaan, word sy die eerste vroulike evangelis vir Jesus, om te gaan vertel van hierdie man wat haar lewe verander het. Daar het die eerste vroulike evangelis uitgegaan, en die woord gaan verkondig. Dit is wat daar gebeur het. Ons lees ook hoe Jesus vriendelik was met daardie Samaritaanse vrou. En hoe hy hele lewe verander het, wat nie in die oë van die mense reg moes wees nie. Onthou julle die laaste wonderwerk wat Jesus op aarde gedoen het? Hy was in die tuin saam met van sy disippels, toe soldate kom om hom te vang, en om weg te neem om gekruisig te word, en is toe dat Petrus kom, en hy kap Malchus se oor af, nee? En wat doen Jesus daar? Hy vat Malchus se oor, en hy maak sy oor reg. En ek dink, miskien was Jesus se woorde iets soos gewees soos, "Sjoe, ek is vreeslik jammer oor wat een van my disippels aan jou gedoen het. Ek moes miskien langer as 3 jaar saam met hulle gewees het. Ek dink ek moes hom nog baie goed geleer het." Dit was Jesus se gesindheid gewees. En weet julle, daai deel is so 'n belangrike deel
in die woord van die Here dat hy in al 4 evangelies opgeteken is. Om Jesus se hart te wys. Om Jesus se hart te wys daar. En Jesus se vyande was ook nie vir Jesus alleen die probleem nie, maar sy gesriftige volgelinge het al die jare mense vir hom net soveel pyn veroorsaak. Dis wat Petrus daar gedoen het. Dis maar nie net sy vyande nie, ook sy volgelinge. Want vir Jesus breek die kategorieë nie soos vir ons op, in ons en hulle nie, maar eerder in perfek teenoor die wat nie perfek is nie, heilig teenoor sondig. Die vraag is nou, wie is aan die perfekte en heilige kant? Hoe lank is daar die lys van name? Wie se name is op die lys? Jesus se naam is verseker aan die perfekte en heilige kant. En ons name is almal aan die ander kant. En Jesus het mens geword om aan die ander kant te kom staan, sodat ons almal deur hom verander kon word. En almal van ons gaan eers eendag aan daardie perfekte stadium wees, wanneer ons saam met hom in die ewigheid gaan wees. Jesus kom van die verkeerde kant na die regte kant. Van die regte kant na die verkeerde kant. Hy word mens met 'n verskil. Hy het nie sonde nie. En alhoewel hy nie sonde gehad het nie, neem hy die volle las en gewig van sonde op hom, ter wille van ons, om aan die kruis vir ons te sterwe. Dis wat Jesus gedoen het. Hy was perfek, en in al ons onvolmaaktheid en al ons gebrokenheid, kom hy en kom sê hy, hier is ek. As jy my aanneem, as jy my volg, kan ek jou lewe ook verander. Kan ek vir jou ook dit alles gee. Maar is jy oop om dit te doen? Hy het al ons skynheiligheid op hom geneem. Dis wat Jesus gedoen het, wat hy kom doen het. Julle sien, dit is wat Jesus se storie so goddelik maak. Jesus se storie is nie net die storie van iemand wat deur sy vyande doodgemaak is nie. Nee, dit is iets baie meer as dit. Dis die storie van 'n man wat ter wille van sy vyande gesterf het. In hul plek gesterf het, in jou en in my plek gesterf het. Ons wat eintlik skynheilig is, ons wat eintlik ons voorgee wat wie ons nie is nie. Daarom is daar nie meer plek vir hulle en vir ons nie. Daar's nie meer plek vir Grieke en Jode en mans en vrouens en slaaf of vryman nie. Daar's nie meer plek vir sekere denominasies nie. Daar's nie meer plek vir ander is swart en hierdie is wit nie. Alwaaroor dit gaan, is dat daar 'n sondige wêreld is, mense, vol sondige en gebroke mense is, wat 'n verlosser nodig het. En wat van hulle sonde vrygemaak moet word. Kom ons sluit ons oë. Dankie Here. Dankie vir hierdie boodskap vanmôre, Here, waar U so met ons elkeen kom praat oor ons lewens. En Here, waar ons vanmôre so besef dat ons ook maar in baie areas in ons lewe baie skynheilig is. Maar ons ook maar in baie areas van ons lewens, Here, ons voorgee wie ons nie is nie. Heilige Gees, ek wil vra dat U sal kom vanoggend. En dat U op ons sal kom skyn, Here. En Here, kom wys vir ons hierdie areas waarin ons so is. Here, of wat by ons werk is, of wat in ons persoonlike lewens is, of wat in ons verhoudings is, of wat is hoe ons met ons geld werk, Here, wat ons ook al doen, of wat is dit waar ek in die donker is, en waar ek alleen is, Here, en waar ek seker goed doen, wat ander mense mag sien, maar wat U sien. Here, waar ek dalk vir ander mense so anders lyk, maar ek is eintlik anders, waar ek maskers opsit, Here. Ag Here, kom skyn U lig op ons. Kom Heilige Gees en kom verander ons. Kom maak ons nuut, Here. En kom wys, Here, wat kan ons vanoggend op die altaar kom sit. En ek wil vir jou vra waar jy vanmôre hier sit, en as jy vanmôre van hierdie goed herken in jou eie lewe, kom sê, Here, ek bring hierdie goed vir U. Ek wil voor my kom sit en vra, Here, kom skyn U lig hier op. Want Here, doen my partykeer voor vir dit wat ek nie is nie. Maar ek kan baie mense flous, maar ek kan U nie flous nie, want U weet alles van my af, Here.
Here, alles, alles, alles. U ken my hart, u ken my menswees, u ken my ingang, u ken my uitgang. Ag en Here, kom net vanmôre en kom raak my aan in hierdie areas. Kom bring dit na die oppervlak en help my Here om 'n pad van disippelskap in hierdie areas te stap. Want Here, ek moet elke dag meer en meer soos U word en my in 'n posisie sit om meer en meer te verander, Here, sodat ek meer soos U kan word en soos U kan lyk en soos U kan leef. En dankie Here dat U U Heilige Gees gestuur het, sodat ons dit nie alleen hoef te doen nie, maar dat U Heilige Gees ons kom vul en dat ons krag ontvang, Here, van U Heilige Gees af om dit te kan doen. Ons sê vir U daarvoor dankie vir oggend in die naam van Jesus. En Here, help ons om te kan uitgaan hier vandag en om ware disippels vir U te wees. Nie skynheiliges nie, Here. Nie vir ons voor te gee wie ons nie is nie. Want Here, so kan U lig deur ons skyn en kan ons ook die hande en voete wees vir 'n gebroke wêreld om ons. Dis ons gebed vir oggend in die naam van Jesus. Amen. Amen. En ek wil hê ons moet opstaan en ons gaan afsluit met hierdie lied. Dis 'n lied wat Retief Burger sing. Wat gaan oor die Heilige Gees. En terwyl jy staan vanmôre en hierdie goed nog vars in jou gemoed is, wil ek hê vanoggend sê vir die Here, kom Heilige Gees. Kom raak my aan. Kom vloei deur my. Kom heel my. Kom maak my skoon. Ja Here, kom maak my, kom raak my aan. Sodat wanneer U my stuur, ek vir U bruikbaar kan wees, Here. Dat ek vir U 'n lig kan wees, omdat U lig deur my skyn. Amen. Kom ons staan op.
wysheid en leiding en krag van die Here soos wat net U kan doen. Dankie. Dankie dat ons in die kerk, Here, met U huwelik gemaak het. Dankie, Here, dat ons hande wil wees vir U. Here, ons nie ons voor te gee nie. Dat ons kon sê dat ons harte is seer. Dankie dat ons kon sê dat ons moeilikheid. Dankie dat ons kon sê dat alles is nie wel. Dankie, Here, dat U vir ons daar is. Dankie dat U vir ons God en waarde is. Dankie vir die belofte in die woord wat sê, U los ons nooit pad. Ons hou vas. Sien ons liefde, skerm en bewaar ons land. Bewaar ons land. Bewaar ons kinders wat trouw is in die land. Dat ons dit in die moeilike omstandighede. Ons pleit die bloed van Jesus oor elke